Ek sê weer, ek sê weer eens welkom aan julle almal, die van julle wat dalk later ingeskakel het. Ek hoop julle is warm daar voor julle rekenaar of met julle telefoon in julle hande. Weer eens baie dankie dat julle die moeite doen om in te skakel. Ons gaan soos gebruiklik begin deur eers saam te bid. Ons bid spesifiek vir die leiding van die Heilige Gees, omdat ons hier werk met die Bybel wat die woord van God is, en God het sy woord geskryf, die Heilige Gees het die woord geskryf, en hy sal weet wat hy bedoel het, en hoe ons dit moet verstaan, en daarom bid ons ook vir sy leiding. Ek wil vra dat julle dan ook nou saam met my sal bid. Ons barmhartige God en hemelse Vader, dit is vir ons as gelowiges wonderlik om in hierdie aand te kan stil raak met u woord oop voor ons. Baie dankie dat u deur u woord u self aan ons openbaar in die rykdom van u beplanning, in die deeglikheid daarvan, in die sorgsaamheid wat u gespandeer het daaraan om vir ons as mense redding te bewerk. Ons is dankbaar dat ons ook in ons harte die geloof ervaar en beleef wat u deur u Heilige Gees met die einste woord daar gewerk het. En ons bid, Here, dat ons sal bly groei, dat ons nooit 'n punt sal bereik wat ons tevrede is met wat ons weet of met die mate van vertroue wat ons geniet in u nie, maar dat ons altyd daarna sal streef om te groei. Baie dankie, Here, dat ons 'n geleentheid soos hierdie het, en dat ons die tyd en die energie en die gesondheid het om by Bybelstudie te kan uitkom. Bou ons op, ook deur hierdie Bybelstudie, en ons vra dit van u in die naam van u Seun, ons Here Jesus. Amen. Nou, ek het dit goed gedink, as jy die verskillende skrywers, kommentaarskrywers en verklaarders lees per Galasiërs hoofstuk 3, dan kom 'n mens agter dat Galasiërs hoofstuk 3 is vir die meeste van die verklaarders 'n besondere uitdagende hoofstuk, en dat hulle sal altyd melding maak van hoe moeilik het is om uiteindelik te verklaar. Nou, ek dink deel van die probleem is dat 'n mens het nie jou agtergrondkennis so mooi agter mekaar nie, so ek wil 'n bietjie tyd gou daarin spandeer, en ek wil vra dat julle saam met my eers Genesis 15 weer sal lees, en wat daar gebeur het, en miskien moet ons dalk net weer praat oor Abraham, want dit gaan hier oor Abraham. Paulus gebruik die voorbeeld van Abraham. Nou, mens moet onthou dat in Genesis 12 kry ons die roeping van Abraham, waar die Here na Abraham toe kom, waar hy in die heidenland bly tussen die Tigris en die Efraat, en die Here gee vir hom 'n opdrag. Hy sê vir hom, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. En dan kom die Here reeds en hy gee vir Abraham beloftes. Hy begin nie met 'n wet nie. Hy begin deur vir hom te sê, as die Here tog sê, ek sal jou, dan gee hy 'n belofte. Hy sê, ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Nou, as Abraham hierdie belofte van God ontvang, dan reageer hy daarop, en hy gehoorsaam. Abraham het toe weggetrek, sê vers 4, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom weggetrek. As jy dan aanblaai in die Bybel, dan kry ons die openbaringsgeskiedenis van
Abram en Lot wat uit mekaar gaan, Abram wat vir Lot red en die ontmoeting met Melchisedek in hoofstuk 14. Nou, so God het alreeds vir Abram beloftes gegee, maar daar was nog nie 'n formele verbondsluitingsseremonie wat vir Abram verstaanbaar is nie. Nou onthou nou, Abram was 'n Semiet en hy het geweet hoe Semiete in daai tyd 'n verbond sluit. En God kom en in dieselfde taal wat vir Abram verstaanbaar is, kom sluit hy met Abram hierdie verbond. Maar daar is ook uitsonderings in die wyse waarop die Here die verbond met Abram sluit. Ek wil dalk net 'n bietjie hier gebruik maak van die 2020 vertaling. Na verloop van tyd het die woord van die Here tot Abram gekom in 'n visioen. Moenie bang wees nie, Abram. Ek is 'n skild vir jou. Jou loon is baie groot. Maar Abram het gesê, Here, my Heer, wat sal u vir my gee? Kinderloos gaan ek heen. Die erfgenaam van my huis is Eliezer van Damaskus. Abram het ook gesê, kyk, vir my het u nie 'n nageslag gegee nie. Kyk, 'n seun uit my huishouding gaan my erfgenaam wees. Maar kyk, die woord van die Here kom toe tot Abram. So iemand sal nie jou erfgenaam wees nie. Slegs een wat uit jou liggaam voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. So baie uitdruklike belofte van die Here, een uit sy liggaam. Toe neem hy Abram na buite en sê, kyk maar op na die hemel en tel die sterre, as jy in staat is om hulle te tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. Hy het die Here geglo en hy het dit vir hom as geregtigheid toegereken. Weereens 'n baie sterk belofte van die Here se kant af, baie beloftes, dus in hierdie openbaringsgeskiedenis van Abram. Die Here het vir hom gesê, ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs uitgelei het, om aan jou hierdie land te gee om in besit te neem. Hy het gevra, Here my Heer, waarom sal ek weet dat ek dit in besit sal neem? So nou kom daar nog 'n belofte by, en dis die landsbelofte. Daar is 'n belofte van 'n nageslag, daar is nou 'n belofte ook van 'n land. Nou kom die verbondsluitingsseremonie. Toe sê die Here vir hom, bring vir my 'n 3 jaar oud verskalf, 'n 3 jaar oud bok, 'n 3 jaar oud skaapram, 'n tortelduif en 'n jong duif. Abram het dit alles vir hom gebring en middeldeur gesny. Toe plaas hy die dele teenoor mekaar. Die voëls het hy egter nie deurgesny nie. Roofvoëls het op die dooie diere toegesak, maar Abram het hulle verwilder. Toe die son besig is om onder te gaan, het 'n diep slaap Abram oorval. Met eens oorval skrik, 'n groot duisternis hom. Die Here sê toe vir Abram, weet baie goed dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. Hulle sal daardie mense moet dien en die sal hulle verdruk 400 jaar lank. Maar ook die nasie vir wie hulle moet dien, gaan ek oordeel. Daarna sal hulle uittrek met 'n menigte besittings. Wat jou betref, jy sal in vrede na jou voorouers gaan en op 'n hoë ouderdom begrawe word. Die 4de geslag sal hierheen terugkeer, want die Amorite se sondeskuld het nog nie sy volle maat bereik nie. Toe die son ondergegaan het en dit skemerdonker was, kyk toe is daar die rook van 'n oond en die vuur van 'n fakkel wat tussen hierdie stukke deur beweeg. Op daardie dag het die Here met Abram 'n verbond gesluit.
aan jou nageslag gee ek hierdie land van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Efraatrivier, die gebied van die Keniete, Kenesiete, Kadmoniete, Hetiete, Feresiete, Refaite, Amoriete, Kanaaniete, Gergasiete en Jebusiete. Nou, ek dink is belangrik dat 'n mens verstaan dat die Semitiese konings het in daardie tyd tussen daardie twee hoope vleis deurgestap, hulle het hande vasgehou en die betekenis daarvan was dat as jy die verbond breek, is dit wat met jou en met jou mense sal gebeur. Maar dis opvallend dat die Here dit nie so doen in hierdie geval met Abraham nie. Die Here kom die hele tyd en hy sê vir Abraham, wat gaan hy vir Abraham gee? Hy sê vir hom, ek gaan vir jou 'n nageslag gee, ek gaan vir jou 'n land gee, jy gaan op hoë ouderdom eers sterf, jy gaan 'n geseënde lewe hê, en dan laat die Here Abraham nie toe om saam met hom tussen die twee hoope deur te beweeg nie, want Abraham kan nie die ooreenkoms met God hou nie. En daarom is die verbond wat God met Abraham sluit, die teologiese woord daarvoor wat ons gebruik om die aard van hierdie verbond te typeer, is, ons noem dit 'n monopleriese verbond. Dis nie 'n dipleriese verbond nie. Met ander woorde, mono is tog die woord vir een. Dis 'n eensydige verbond. Dis God wat sê, dis God wat bepaal. Daar's 'n ander woord hiervoor. En dit is die woord testament. 'n Testament, ons oor die algemeen in Afrikaans, weet ons dat die woord testament beteken, as iemand te sterwe gekom het, het daardie persoon besluit wat kry die erfgenaam of erfgename. Dit is eensydig. Dis ook 'n monopleriese ooreenkoms. Dis nie dipleries nie. Jy kan nie sê wat jy wil hê en wat jy nie wil hê nie. Jy is maar net die ontvanger. Nou, dis 'n baie belangrike gedagte hierdie, wat baie vroeg gevestig word by die verbond. Jy moet hierdie goed raak sien, voordat jy begin om Galasiërs te lees. As jy Galasiërs beginne lees, met die algemene idee wat mense vandag het van die verbond, dat dit op die een of ander manier dipleries is. Met ander woorde, dat ons en God is verbondsgelyk is. Ons is partners. Ons kan hande vat. Ons kan wat die mens aanbetref, kan 'n bydra maak. Ons kan besluit. Ons kan 'n invloed hê. Dan kom jy uit by die moderne teologie. Dan kom jy uit by die gedagte dat die mens kan 'n bydra maak, die mens kan besluit of hy glo en of hy nie glo nie. En dis heeltemal iets anderste as wat die verbond van die begin af was. Nou goed, kom ons gaan nou terug na die gedeelte wat ons vanaand hoop om te doen. Ek dink julle het nou weer eens daai agtergrond weer mooi reg. Ons maak dit daar toe. Goed, so hierdie gedeelte is hoofstuk 3 verse 15 tot 18. Nou, ek gaan nie weer hierdie eerste gedeelte vanaand doen nie. Ons het dit al gedoen. So ek gaan net op 'n stadium gaan ek kom by vers 15. Ekskuus, 'n bietjie verder aan. Ek dink ons begin vanaand eers by vers 17. Ons sal nou kyk. Vers 15. Genesis 3. Galasiërs 3, ekskuus tog julle, vanaf vers 15. Broers, en dis die tweede keer, maar as ek reg onthou wat Paulus hulle aanspreek as broers, hierdie keer baie sagter as in hoofstuk 1. Hier is daar nou die ouer vertaling is eintlik broeders. Ek spreek menslikerwys
Selfs 'n mens se testament wat bekragtig is, maak niemand tot niet of voeg daaraan toe nie. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie en aan die saade asof dit op baie sien nie, maar op een en aan jou saad. Dit is Christus. Maar ek sê dit, die wet wat 430 jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus van tevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot niet te maak nie. Want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie. Maar God het dit aan Abraham deur 'n belofte genadiglik geskenk. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom. En dit is deur engele beskik deur tussenkoms van 'n middelaar. En die middelaar is nie net vir een nie, maar God is een. Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie. Want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word. Ek dink 'n mens moet nou hier onthou, hoekom skryf Paulus hierdie dinge? Hy skryf dit want na hy die gemeente van Galasië bedien het die Judaïste daar gekom, met 'n baie sterk verklaringsagtergrond van die Fariseërs. Met ander woorde, hulle het gesê, ja, Christus is belangrik, maar 'n mens, jy moet die wet altyd in gedagte hou. En wat hulle daarmee bedoel het, is nie net die 10 gebooie nie, maar die Torah, al die Joodse wette, onder andere veral ook die besnydenis, wat hulle geglo het, nog bedien moes word. So dit het uiteindelik afbreek gedoen aan die evangelie. En hulle het hulle baie sterk beroep op die Ou Testament. En dit is hoekom Paulus dan teruggaan na die verstaan van die Ou Testament. En die eerste gedeelte of die belangrike fondament van die verstaan van die Jode in terme van die Ou Testament. En dit is Abraham. En Abraham in verhouding tot die wet. Is dit waar dat die Ou Testament sê dat 'n mens moet glo plus onderhouding van die wet? Is Abraham geregverdig? Is hy gered omdat hy op een of ander manier die wet onderhou het? En dis op hierdie vraag wat Paulus dan nou hoop om in te gaan. En ek dink hy ook eintlik effektief op ingaan. Nou hierdie eerste gedeelte het ons al reeds gedoen en ek het nou weer so 'n kort agtergrond daaroor gegee. So ek gaan nou dit eers verby. En dan begin ons in vers 15 tot 18. Broeders, ek spreek menslikerwys, selfs 'n mens se testament wat bekragtig is, maak niemand tot niet of voeg daaraan toe nie. 'n Testament werk tog so, dat as jou testament opgestel is, die oomblik as jy jou testament geteken het, dan is dit 'n geldige testament. En jy kan nie sommer enige iets net gaan byskryf nie. Jy kan ook nie doodtrek byvoorbeeld sommer in jou testament nie, tensy jy natuurlik met getuies daarby parafeer, maar verkieslik moet jy dit nie doen nie. Jou testament moet jy net dood eenvoudig, as dit 'n enkele bladsy is, kan jy daai bladsy teken, as dit meer bladsy is, moet jy dit parafeer. Maar as jy jou testament wil verander, moet jy eintlik heeltemal 'n nuwe testament gaan opstel. So jy kan nie 'n testament gaan verander nie. Die ander deel wat 'n mens ook in gedagte moet hou, is 'n testament tree in werking wanneer iemand te sterwe gekom het. Nou hierdie testament van God
het in werking getree met die koms van ons Here Jesus Christus, die kruisdood van ons Here Jesus Christus. Dit was dan die bekragtiging van hierdie testament. So hierdie testament kan nie sommer net verander word nie. God het sy woord gegee, hy het self die woord gespreek wat hy vir Abraham gegee het. So hierdie evangelie werk nog altyd so. Dit het in Abraham se tyd so gewerk, dit werk vandag nog dieselfde. God kan nie op verskillende maniere werk. In die Ou Testament het hy op een manier gewerk, en nou in die Nuwe Testament werk hy op 'n ander manier. Ek dink daar is 'n persepsie by 'n sekere groep Christene, dat daar 'n verskil is tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. En dalk selfs 'n verskil is in terme van hoe God gewerk het, en miskien het hulle selfs, en dit sou 'n dwaalleer wees, as hulle die gedagte het dat die God van die Ou Testament is 'n bietjie harder as die God van die Nuwe Testament. Nou, dit sou nie 'n nuwe dwaling wees nie. Ons het hierdie dwaling al gehad in die kerk se geskiedenis, en dit is natuurlik in Marcion gewees. Marcion het die God van die Ou Testament beskou as 'n harde en 'n ongenaakbare God, terwyl hy die God van die Nuwe Testament gesien het as 'n liefdevolle, sagte God. En ek dink 'n mens sien dit prakties toegepas in die tendens dat wanneer preke gepreek word deesdae, is as 'n mens sou sê 'n kwart van die Bybel is rofweg die Nuwe Testament en die res is die Ou Testament, maar die meeste preke kom eintlik uit die Nuwe Testament. Daar word baie min aandag gegee aan die Ou Testament, en mense lees ook baie minder die Ou Testament. En dit versterk ook weer die gedagte dat miskien is die Ou Testament belangriker as die Nuwe Testament belangriker as die Ou Testament. En ek dink ons moet heeltemal wegkom van al hierdie gedagtes. Paulus wys baie effektief vir ons hier in Galasiërs 3, dat dit is een en dieselfde God, wat op een en dieselfde manier werk. Sy werkswyse is nie anders nie. God kan nie verander nie. God bly tot in ewigheid, en van ewigheid af tot in ewigheid bly hy dieselfde. Hy bly getrou aan sy wese. So, dis belangrik dat ons hierdie ding vashou, en vir mekaar ook sê, as dit in die Nuwe Testament werk, dat redding kom deur geloof, dan was dit reeds al so in die Ou Testament. En dan kan die mense wat na Paulus gekom het, daardie Judaïste, wat eintlik Christus plus geleer het, kan nie reg wees nie. Hulle teologie is verkeerd. En dan as 'n mens gaan kyk na die lewe van Abraham, en dan sien jy wat Paulus vir jou sê. God vra nie van Abraham dat hy allerhande dinge moet doen om sy liefde te verdien nie. Abraham glo die beloftes wat God vir hom gee, en Abraham is gered op grond van sy vertroue in God, op grond van sy geloof in God. Abraham het nie homself gered nie. Goed, so ons praat ook van die Bybel as die Ou Testament en die Nuwe Testament. Nou, hier moet julle nou mooi luister, en dis baie belangrik. Ek het dit net nou gesê, maar in 'n sekere sin herhaal ek dit nou weer. Maar dis die kruks van die misverstand wat jy vandag kry in die teologie, in die hele teologie van gee jou hartjie vir Jesus. Gee jou hartjie vir Jesus is nie die taal van die Bybel nie, dis nie die taal van die belydenisskrifte nie. Die belydenisskrifte sê,
ons moet Christus aanneem. Ons moet Christus en sy weldade aanneem. As ek my hartjie gee, dan is ek die onderwerp. Ek gee my hart aan God, met ander woorde. En God is die ontvanger. Maar wanneer ek Christus en sy weldade moet aanneem, nee, dan is dit God wat Christus vir my gee en ek ontvang hom en neem hom net aan. Die aksie gaan dan altyd eerste van God af uit. Hy neem die initiatief. Presies dit wat ons net nou gelees het by Abraham en in Abraham se geskiedenis. God neem die initiatief. Hy gaan en hy roep vir Abraham daar in Ur van die Galdeërs. Hy sê vir Abraham, Abraham, jy moet hier wegtrek, ek gaan jou 'n geseënde man maak, en later dan sê hy vir Abraham, Abraham, ek gaan vir jou 'n kind uit jou eie liggaam gee, ek gaan vir jou 'n land gee en vir jou nageslag. Dis altyd God wat die inisiatief neem. Dis God wat vir Abraham sê, maak vir my, slag vir my hier die diere, en dan uiteindelik is dit God wat tussen die stukke van die diere deurbeweeg. Jy moet dit altyd in gedagte hou. Daar is dus, moenie potjie oor die woord gee nie. Gee is nie die regte woord om te gebruik nie. Die woord om te gebruik is die woord aanneem. Dit gee die inisiatief aan God. God is die handelende. Nou, die woord testament sê dit. God bemaak, hy gee, hy sê toe. Nou, in Grieks is daar 2 woorde vir testament. So, die woord testament kom eintlik van 'n Latynse woord, testamentum, en dit kom voor in die Latynse Vulgaat. En daar is nie so 'n duidelike onderskeid. Daar's net die woord testamentum, en dit het by ons testament geword. Maar in Grieks is daar 2 woorde vir testament of verbond. Die woord testament beteken eintlik verbond. So jy sou byvoorbeeld, as jy in jou Bybel gaan kyk, veral in die 33, 53 vertaling, dan sou jy sien, daar staan die boeke van die ou verbond en die boeke van die nuwe verbond. In ander woorde, die boeke van die ou testament en die boeke van die nuwe testament. Nou in Grieks kry jy 2 verskillende woorde vir verbond. Jy kry die woord diatheke en jy kry die woord syntheke. Nou, in die Jode op 'n tyd in hulle geskiedenis, julle sal nou onthou, jy kry die Babylonies, jy kry die, dat ek het so sê, jy kry die rigters, dan kry jy die konings, en dan kry jy uiteindelik die Babyloniese ballingskap. Daar's 'n klompie profete wat daardie tydperk dek, en dan na die Babyloniese ballingskap kry jy Jode wat nie meer die Hebreëus kan lees nie. En wat hulle toe gedoen het, is hulle gaan maak toe 'n vertaling van die Ou Testament. En dis nou nog alles voor Christus, nee. So dis nog sê 'n hele paar 100 jaar voor Christus. En daai vertaling wat hulle maak hulle in Grieks, want daai Jode kon Grieks lees. En dit was die algemene wêreldtaal in die tydperk net voordat die Here Jesus gekom het. In die tyd wat die Here Jesus kom, is dit natuurlik die Romeinse Ryk, en dan het daar nou 'n ander wêreldtaal bygekom, en dit is natuurlik Latyn. Nou goed, toe die Jode nou 'n vertaling maak van die Hebreëse Bybel, toe het hulle 'n uitdaging. Die Hebreëse woord
vir testament is bereed. So daar's hierdie een woord, bereed. En nou moet hulle die woord oorskakel in 'n Griekse vertaling, maar daar's minstens 2 moontlikhede. Diatheke beteken testament. In ander woorde, daar is een handelende testamentmaker en hy dikteer en hy bepaal. En dan is daar die woord soentheke. In ander woorde, dis 'n verbond van gelykwaardige partye. 2 mense of 2 partye wat op dieselfde vlak is en albei kan iets gee, albei kan iets doen. Nou vir watter woord dink julle, kies hier die vertalers toe van die Grieks, as hulle by die woord bereed kom, en hulle Septuagint beteken 72, want volgens legende was dit 72 vertalers, wat in 72 dae die Ou Testament vertaal het, maar dit is net 'n legende. Nou, die vertalers van hierdie uiters gesaghebende Ou Testamentiese vertaling, uiters gesaghebend, nee, baie belangrike vertaling. As hulle by daai woord bereed kom, dan kies hulle nooit vir die woord soentheke nie. In ander woorde, die idee, dis gelykwaardige partye nie. Hulle kies altyd vir die woord diatheke, testament, eensydige, eenmalige bepaling of toesegging. Nie, ek gee my hartjie nie, ek kan net ontvang, ek ontvang net genade, dit word aan my bemaak, ek is nie 'n gelykwaardige vennoot of party in hierdie ooreenkoms nie. En daarom praat ons van testament, en het is duidelik dat die apostel Paulus, wat skryf onder leiding van die Heilige Gees, verstaan dit presies so. Onthou nou, hy het baie nader, hy het meer as 2000 jaar nader aan die Septuaginta gestaan as wat ons staan, en hy was hoogs geleerd. Hy het hierdie tale op 'n vlak geken en verstaan, wat niemand met hom kan vergelyk nie. Bo dit, staan hy ook onder leiding van die Heilige Gees. En hy verstaan dit presies soos wat ek dit nou vir jou verduidelik het. En daarom is dit so moeilik om te verstaan, wanneer mense kom met die idee van ek kan my hart gee. Onthou nou, die oomblik as jy sê ek kan my hart gee, dan is ek in beheer, ek besluit, dis my keuse, dis nie God wat my uitverkies nie, dis nie God wat my lewe bestuur nie, dis nie God se wil nie, dis nie meer 'n soewereine God wat bepaal hoe my lewe loop nie. Ek kom in die posisie van mag. Ek is die mens wat beheer het. En dit is klassieke humanisme. Dis die probleem met wat ons vandag sien. Nou, humanisme lei tot ontnigterde mensdom, wat uiteindelik ontevrede is met homself, en uiteindelik voel, maar dinge werk nie uit nie, want ek het nie voluit beheer nie, of ek het verkeerde besluite geneem, en my lewe werk nie uit nie, en dit lei eintlik tot 'n mensdom wat al meer en meer in homself versink. Daar's nie meer 'n fokus op 'n eksterne, groter, almagtige, ewige wese nie. Die mens het homself nou in daai posisie gebring. So, nou kom Paulus, en hy gebruik die Bybel van sy tyd. En hy wys baie effektief. En onthou nou, hy skryf hier vir mense in Galasië, wat ook voorheen Jode was. Hulle ken die Ou Testament, hulle ken die openbaringsgeskiedenis, hulle het hierdie gedeelte wat ek en jy net nou gelees het,
baie goed verstaan, hulle het ook die beloftes gesien, wat God maak, wat hy toesê, wat hy bepaal, wat hy gee, aan Abraham, en hulle kan sien wat Paulus vir hulle wys. Hoopelik doen ek dit op so 'n manier, dat jy dit ook vanaand kan sien. Nou, sê hy dan, nou is aan Abraham die belofte toegesê en aan sy saad. Hy sê nie, en aan die saade, asof dit op baie sien nie, maar op een, en aan jou saad. Dit is Christus. Nou, dis opvallend, ek dink Abraham, weet ons natuurlik, het Isak en Ismael en ook ander kinders gehad. Maar Paulus skenk nie eens vir 'n oomblik tyd en aandag aan hierdie hele saak, dat Abraham se geseënde kind, die uitverkore kind, is Isak nie, en Isak is die vader van Jakob nie, en Jakob is uiteindelik die stamvader van die volk Israel nie. Hy gaan nie eers in op hierdie gedagte, dat die seën van God gaan eintlik oor op Israel, op hierdie volk nie, want dis juist die probleem van hierdie Judaïste. Hulle het volgehou dat die Jode geniet voorrang, en die Jode met hulle maniere moet eintlik bly voortgaan. Die manier van die Jode, daai pad moet oorbly. Hy gaan reguit na die hart toe, en hy sê dat ons moet die Ou Testament in Christus verstaan. Ons sal sê Christologies. Nou, ek gaan nou nie, ek wil nou nie te veel daarvan maak nie. Maar daarom kan ek nie saamgaan met enige vertaling of beruiming of dokument wat mense vandag opstel in terme van die Ou Testament, en hulle verstaan die Ou Testament nie Christologies nie. Paulus wys hier vir ons baie duidelik dat die enigste manier om die Ou Testament reg te lees, is as het ware deur die bril van Christus, met die lense van Christus. Jy moet Christus as het ware kan sien op elke bladsy, en in die verskillende verse van die hoofstukke, moet jy kan sien hoe dat dit in Christus vervul word, hoe dat Christus die punt is van die Ou Testament. Hy maak daardeur eintlik die Ou Testament baie ruimer, en hy maak dit oop sodat mense van ander volke, tale en nasies ingesluit kan word in die Ou Testament, en in die beloftes wat God gegee het vir Abraham. Met ander woorde, dit is meer oop, en ons kan ingesluit wees. Hy sien dit dus nie net as dat saad die enkelvoud, en hy beklemtoon hier die belangrikheid van die enkelvoud, dat dit net op die kollektief slaan van die volk Israel nie. Hy sê in Christus is die wêreld deur God ingesluit, en kan mense inkom en deel hê aan die verhouding met God, en is dit toeganklik deur geloof in Christus, en nie op grond van jou afkoms of jou gehoorsaamheid in terme van 'n wet wat jy moes gehad het nie. So, Paulus dink nie eng nie. Alhoewel hy hier so baie maak van 'n enkelvoud, is dit nie 'n verskraling nie. Hy dink regtig groots, en hy dink ruim. Nou hierdie beloftes, soos wat ek dit vir julle probeer wys het, jy kan dit weer 'n keer gaan lees by 'n latere geleentheid, is groot. Op 'n stadium in Genesis 17 vat God dit saam, hierdie belofte van 'n nageslag, van 'n land, van seën, van 'n geseënde lewe. Dan sê hy vir Abraham, dood eenvoudig, ek sal jou God wees.
sou jou God wees. En hy vat Abraham en hy sluit hom in hierdie verbond met hom, deur vir hom te sê, en jy moet vir my 'n volk wees. Maar vir God, om vir Abraham 'n God te wees, is nie afhanklik van Abraham om vir God 'n volmaakte volk te wees nie. Dit sou tog absurd wees. God is God. Al was daar nie 'n aarde of 'n mens nie, sou God nog steeds God gewees het. God is wie hy is. Hy sê tog dat hy is Jahwe, ek is wat ek is. Ons gaan nie aan sy wese, aan sy diepste wat hy is, enige iets kan verander nie. Dis nie afhanklik van ons nie. Dit weer eens uit 'n ander hoek, as jy net kyk na hoe wonderlik God is en wie hy is die gedagte van ek gee, ek handel, ek maak 'n bydrae, ek maak 'n toesegging, is absoluut absurd en onmoontlik as jy werklik verstaan wie God is. En so onvoorwaardelik kom God en hy sê vir Abraham dat in terme van wie ek is, gaan ek bly wie ek is. En ek het besluit op jou, Abraham, en op jou nageslag. Daar's niks in Abraham gewees wat Abraham dit waardig gemaak het of beter gemaak het nie. Abraham ontvang dit maar net. Dis 'n genade, dis 'n uitverkiesing. En dis wonderlik dat Abraham van die Here af ook die geloof kry om sy vertroue in God en in sy woord te plaas. En aan sy saad, hy sê nie en aan die sade, asof dit op baie sê nie, maar op een, en aan jou saad, dit is Christus. So in Christus is hierdie beloftes vir ons vas en seker. Christus het hierdie woord ook vir ons almal bewaarheid. En die wet is nog nie eers in die prentjie nie. Op hierdie stadium as God dit die eerste keer vir Abraham sê, is die wet nog nie in die prentjie nie. Hierdie het ons gehad oor die gedagte van dat hy nie praat van die kollektief nie en dat Paulus het ook hier skryf onder leiding van die Heilige Gees. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen tot heerlikheid van God deur ons. 2 Korintiërs 1 vers 20. So Christus is dus die enigste erfgenaam van al God se beloftes en uiteindelik deel ons in dit wat Christus dan ook vir ons gee. Geloof is die enigste manier waarop 'n mens daaraan kan deel. Jy kan nie dit verdien nie, jy kan dit net van God af ontvang. Dit is belangrik dat 'n mens hierdie gedeelte nie so lank terug nie, verlede week het ek 'n gesprek met iemand oor die genade van God en die persoon vra vir my eintlik oor die barmhartigheid van God en hoe verstaan ek die barmhartigheid van God. En ek sê dadelik, weet, 'n mens moet nie net van God se barmhartigheid in isolasie praat nie. Jy moet onthou dat daar staan in die Dordtse leerreëls dat God is terselfdertyd ook regverdig. So die kruis op Golgotha bewys beide. Dat God is barmhartig en God is ook regverdig. Dit is twee kante van ons God, van wie hy is. Dis twee kante wat ons altyd moet vashou. Dit beteken, hoekom is die kruis daar? Hoekom is daardie kruis vir my daar en vir jou daar? Het ek en jy iets gedoen
om dit moontlik te maak, dat ons dit waardig is, dat ons dit kan verdien. En Paulus gaan ook daarop in. Die gedagte van die dwaalleraars was, dat jy maak maar toch 'n bydrae, jy's 'n bietjie beter as ander mense, jy probeer harder, jy gaan kerk toe, jy lees jou Bybel, jy bid, en daarom is jy dit waardig. Nou, Paulus sê dat op hierdie stadium, dis nou 'n som wat ek seker is in julle voorbereiding van die gedeelte ook gelees het, is die afstand tussen Abraham en die wet 645 jaar, maar hy trek nou die tydperk van Abraham af tot op Jakob en sy familie na Egipte toe is 215 jaar. En dit trek Paulus af van die 645 jaar. En dan kry hy die 430 jaar. In ander woorde, in geen van die Jode se gemoed sou daar twyfel daaroor gewees het dat Abraham gered is nie. Met hulle argument val dis plat. Die wet kom 430 jaar later eers. So Abraham het nie die wet gehaat om dit te gehoorsaam nie. Abraham het in God geglo. Dit is hoe hy en sy nageslag geregverdig is. Dis hoe God nog altyd gewerk het. Nog nooit was dit wetsonderhouding wat red nie. Dit is maar net die geloof in God wat red. So hierdie kan julle, en ek is seker julle het dit ook in julle voorbereiding gelees, so die vierde bewys is ook vanuit die skrif, want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie. So hier sê hy in vers 18 kom Paulus terug om die regverdiging deur middel van wetsonderhouding en die regverdiging deur middel van die geloof direk teenoor mekaar te stel en met 'n vierde bewys vanuit die skrif aan te toon watter een die regte manier is. En dan sê hy, indien dit moontlik sou wees om die erfenis deur middel van onderhouding van die wet te verkry, beteken die belofte mos niks meer nie. Die wet is die belofte, die wet en die belofte kan nie met mekaar gemeng word nie. En dit is juist wat die valse leraars vir die Galasiërs wou wys maak. Jy moet in Christus glo en jy moet die wet gehoorsaam. Dis soos, nogal vir my 'n goeie beeld, dis soos olie en water wat nie met mekaar kan meng nie. Die wet het natuurlik, wil ek ook dadelik sê, 'n plek in die lewe van die gelowige. Paulus probeer nie die wet sleg maak nie. Hy probeer die verstaan van die dwaalleraars probeer hy uitwys dat dit verkeerd is. Hy sê nie dat die wet boos is nie. Die plek van die wet is om vir die gelowige te wys hoe lyk die lewe van dankbaarheid wat tot eer van God geleef kan word. So uiteindelik het die wet 'n plek, maar nie die plek wat dwaalleraars daarin wil gee nie. So moet ook nie die baba met die badwater weggooi nie. Ek wil net uitkom by hierdie woord wat vir my baie mooi is, maar God het aan Abraham deur 'n belofte maar God het dit aan Abraham deur 'n belofte genadiglik geskenk. Genadiglik geskenk is kecharistai. Nou, kecharistai sal jy nou, is 'n Griekse werkwoord, en daarin herken jy die woord charis. Daar kan jy hom sien, charis, en dit is genade. Om net weer terug te kom op dit wat al by herhaling gesê is, genade is die werk wat God alleen doen. En niemand kan 'n hand daarby sit nie. So, kecharistai, genadiglik skenk, sê vir ons, dit is
werk wat God alleen doen. En dan kom Paulus, en as hy dit, in Grieks kan jy 'n werkwoord in 'n spesifieke tydsvorm sit. En hy sit dit in die perfectum. En die perfectum beteken dat dit is 'n werk wat in die verlede gedoen is en nou afgehandel is. En die effek daarvan duur voort tot in die verre toekoms. So Kegaristai sê, God het dit gedoen, dit is afgehandel, die effek daarvan hou vir altyd, genadiglik skenk. So, weer eens slaande daai spyker in, om te sê, Kegaristai, God se werk in die verlede gedoen, ver in die verlede gedoen, afgehandel, tot in die verre toekoms, jy kan geen bydra maak nie. En dis die evangelie. Dis weer eens op 'n ander manier dieselfde evangelie wat Paulus aan ons verkondig, en hy gebruik die Ou Testament en hy bewys vir ons uit die Ou Testament die wonderlike, voldoende, volmaakte werk van Christus. Goed, kom ek gee gou vir julle geleentheid vir enige vrae of opmerkings, en by julle aanmoedig, neem asseblief die vrymoedigheid. Jy kan net jou mikrofoon unmute, of jy kan ook van die chat funksie gebruik maak as jy 'n vraag wil tik. Kom ons kyk of daar iemand is, en as jy net 'n stelling wil maak, is dit ook in orde. Ja, dit is, ja, Anja, baie welkom. Ja, baie dankie Tommy. Ek het gelees dat, dit gaan miskien dalk seker meer van toepassing wees op ons volgende week se gesprek, maar as 'n mens kyk na die doel van die wet, het ek raak gelees dat 'n vroeëre kerkvaders en die later reformatoriese teoloog soos Calvin het beklemtoon dat die wet 'n pedagoog was. Dit is nie 'n vyand van die evangelie, maar die dienaar wat die sondaar na Christus toe dryf. Dit is nogal vir my mooi gestel. Ja. Baie mooi. Paulus skryf ook vir Timoteus dat dit is die tugmeester wat ons na Christus toe lei, of pedagoog, inderdaad. En as jy gaan kyk ook na Paulus in Romeine, dan sê hy mos juist dat as ek die wet lees, dan weet ek dat ek 'n sondaar is. Soos wat jy tereg sê, hy dryf my na Christus toe. Hy het 'n funksie. 'n baie goeie. Ja, mens sou nie sonder dat jou sonde geken het eers, as jy nie kyk nie, en 'n mens let dit ook op, as ons predikante nie die wet lees tydens die erediens nie, waar dit verval het. Dat mense al my meer arrogant begin raak en dink, hulle doen net reg en goed. Ja. En dan is die perspektiewe verkeerd. Ja, dit is 'n kommerwekkende tendens waarna jy nou verwys, Anje. Ek weet dat ook in die Vrystaat is daar heelwat lidmate wat by my kla dat die wet nie meer in sy geheel gelees word nie. My dogter, hulle sal byvoorbeeld vir my sê dat die wet is die afgelope jaar miskien 2 keer of 3 keer in geheel gelees in die erediens, en dit word net nie meer gedoen nie. En dit is 'n probleem, dit 'n mens het 'n sondige natuur, jy het 'n sondige natuur wat gedurig moet daarop gewys word, dat jy is nie so fantasties en so goed nie. En ek voel altyd as ek die eerste woorde van die wet op 'n Sondag lees, dan begin ek dadelik by Christus. Daai woorde dat die Here sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Ek hoor dit, maar wat ek eintlik hoor is, ek is die Here jou God wat jou gered het deur my seun aan die kruis op Golgotha. En dan kom die wet, jy weet. So God het nog altyd sy wet begin
met die duidelike aankondiging dat hy is die redder, hy is die verlosser. Ja, dit is so. En dan ook net om 'n bietjie weer terug te spring na dit wat ons vanaand gesels het, is die ryke belofte van die onveranderlike genade van God, wat net nooit verander nie. Dat dit nie afhang van wanneer ek foute maak en wanneer ek verkeerd op 'n verkeerde pad loop, dat die Here nou gaan sê, maar ek is nou nie meer goed genoeg nie. Dat dit onveranderlik bly en dat die enigste staatmaker in 'n mens se lewe is. Dis altyd besonder. Absoluut. Ek dink ook dat dit belangrik is dat 'n mens weet dat die sekerheid wat ons het is nie in onsself gesetel nie. Dis 'n sekerheid op grond van wie God is. Dis in hom gesetel. Hy is God. Hy sê ek is jou God. En ek bly jou God. Ek was jou God. Ek is nou jou God. En in die verre toekoms, al is die wederkoms wanneer, is ek steeds jou God. En dit is 'n geweldige anker vir 'n mens, wat ons baie nodig het. Ja, baie goeie opmerkings weer eens. Enige ander opmerkings van julle anderse kant af, of iets wat julle wil bydra? Baie dankie vir julle deelname, baie dankie dat julle ingeskakel het. Gaan lees weer hierdie gedeelte. Ek weet ons beweeg maar baie stadig, maar vir myself is dit van groot waarde, vir my as 'n gelowige. Dit versterk my vertroue in die Here geweldig, om te sien hoe vas en hoe stabiel en hoe sterk hy vir my as 'n mens is, en dat ek werklik op hom as my fondament kan bou. Kom ons bid saam, kom ons sluit saam af. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat U ons God is. Dankie dat U vir ons daar is. Dankie dat ons op U kan reken en kan weet dat ons kan ons volle gewig, ons hele lewe, kan ons op U plaas. En U sal nie wankel nie, U sal nie ingee nie, U sal nie pad gee nie. U sal ons nie in die steek laat nie. Vanaand is dit die behoefte van ons harte om U te loof en te dank daarvoor. Dankie vir hierdie wonderlike evangelie van genade. As dit U wil is, Here, bring ons weer so by mekaar. Laat ons onsself verder verdiep in die rykdom van U woord. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Broer en suster, 'n mooi en 'n geseënde aand vir julle almal. Ons het môreoggend ook weer 'n Bybelstudie. Dit sal so om 9:30 wees as die Here wil. Ek sal die skakel nog uitstuur. U is baie welkom, die van u wat kan. 'n Mooi en 'n geseënde aand vir u almal.